Kom ons word nou stil voor die Here. Met die votum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof, Psalm 95. Psalm 95, die eerste 2 verse, sonder dat ek dit voorlees, Psalm 95 verse 1 en 2. Bely nou saam die 12 artikels van die algemene en ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet soos hy dit vir sy volk deur Moses afgekondig het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God,
wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou die Here se wet, deur saam te sing Psalm 95, hierdie keer die 4de vers. Verhard jul hart nie soos wel eer julle vaders, hoe dikwels weer op my wondermag, nie op my wondermag vertrou het. Hulle het my deur die dors gekwel, versoek en my op die proef gestel, hoewel hulle al my werk aanskou het. Vers 4 van Psalm 95 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U wat 'n getroue hemelse Vader vir ons nog altyd was en vir ons net die beste wil beskik. En deur U Seun Jesus Christus vir ons die beste gegee het. Hy wat vir ons die goeie herder is. Die goeie herder wat homself aan ons vertrou en beloof het, wat homself vir ons gegee het en wat ons uitlei na waters waar rus is. Ons dankie dat ons hom ken en ons dankie dat hy ons ook in die spore van geregtigheid lei, dat die Heilige Gees binne in ons harte getuig, dat sy woord die waarheid is en dat die verlossingswerk wat hy vir ons gedoen het, dat dit vir ons die pad na geregtigheid voor U oopgemaak het. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat hy met ons is, dat hy ons vertroos met sy stok en met sy staf en dat ons, al is ons in 'n dal van doodskade wees, seker kan wees dat hy met ons is. En nou besonder vandag, dank ons U dat ons tafel gedek word met die seëninge
wat van U afkom, geestelike seëninge in die eerste plek, ons Here Jesus Christus, sy Heilige Gees wat hy aan ons beloof het. Dankie dat ons beker oorloop, en dat selfs hierdie erediens hier op 'n klein Karoo dorpie, dat dit geskied teenoor God se teestanders. Ons dankie dat ons die voorreg het en die versekering ook het, dat ons in U huis sal bly in lente van dae. Dat ons die heerlikheid van U tempel sal aanskou. Die heerlikheid van ons Here Jesus Christus se aangesig. Die heerlikheid van al die regverdiges oor al die millennia heen. Ons dankie dat ons daardie vooruitsig het van 'n ewige lewe in sy naam. Maak dit dan nou stil in ons binneste wanneer ons sy heilige woord oopmaak. In die naam van ons Here. Amen. Twee skrifgedeeltes. Weereens 'n gedeelte uit die Ou Testament en dan ook 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Nou die Nuwe Testament gedeelte is die apostel Paulus se brief aan die Korintiërs, die eerste brief, die 10de hoofstuk, as jy dit so lank wil opsoek. 1 Korintiërs 10. Maar eers Exodus 17. In Exodus 15 het ons gelees hoe dat die volk 'n oorwinningslied gesing het nadat hulle deur die Rooi See gelei is. En dan direk daarna kom hulle by die bitter waters van Mara aan, en daar is dinge nou nie soos hulle dit graag sou wou hê nie. En daarna lees ons hoe dat hulle by die volgende plek gekom het en hoe dat die honger hulle daarso beet gekry het. En daar het die Here vir hulle manna en kwartels gegee. En nou kom hulle by Rafadim, en daar is nie water nie. Ons lees vanaf vers 1. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here, van plek tot plek uit die woestyn sin getrek, en laar opgeslaan in Rafadim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het U ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel hulle maar min, of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf, waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand, en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. En die plek, Massa en Meriba genoem, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoeke deur te sê, is die Here in ons midde of nie? En nou lees ons uit 1 Korintiërs 10 verder. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente, hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie,
want hulle is neergeslaan in die woestyn, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord nou deur saam te sing Psalm 105. Psalm 105 verse 21 en 22. Hy het hulle daagliks begenadig met manna hemelbrood versadig. Hy het die rots vir hul ontsluit en water vloei oorvloedig uit. Psalm 105 verse 21 en 22. Eksodus 17 vers 6. Kyk, sê die Here, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Geliefde gemeente, 1977, dit was die 10de Oktober om presies te wees, is ek en my eerste vrou op pad vanaf Johannesburg na Bloemfontein. Net buite Kroonstad verloor sy beheer oor die motor en die motor tuimel en rol teen die helling af tot diep in die veld. En daar sit ek toe, geskok en verdwaas in die gras, net liggies beseer. Mense hou stil, die polisie daag op, en 'n jong konstabel kom by my aan en hy sê vir my, ek het slegte nuus vir jou. Die dame in die motor is oorlede. En soos die volk Israel in ons skrifgedeelte destyds was, so het ek ook destyds opstandig en ongehoorsaam gelewe.
Maar diep binne in my het ek geweet wie die Here was. En toe kom dit by my uit, ek weet nie of ek dit gedink het nie, ek weet nie of ek dit gesê het nie, ek weet nie of ek dit oor die Vrystaatse vlakte uitgeskreeu het nie, ek het gesê, Here, is jy nou tevrede, is dit wat jy wou gehad het? Jy sien, broeders en susters, ek het maar net gedoen wat God se kinders nog altyd doen, wanneer die onheil hulle tref. Hulle roep God tot verantwoording. Hulle plaas God in die beskuldigde bank. Soos die volk Israel dan ook in ons skrifgedeelte doen. Dis nie net dat die Here toegelaat het dat hulle in Rafadim sou aankom en dat hulle daar geen water sou vind nie. Hy het hulle doelbewus soontoe gelei. In Hebreëus beteken Rafadim plek van rus. Maar hierdie was geen rusplek nie. Die Here, die goeie herder, lei hulle klaarblyklik nie net na waters waar rus is nie. Soms lei hy hulle na plekke waar daar geen water is nie. En nou weet jy baie keer dikwels wanneer ons in besonder moeilike plekke in ons lewens kom, wanneer die strome van menslike troos opdroog, dan soek ons iemand om te blameer. Miskien onsself, ons vriende, ons medegelowiges, ons soek 'n Boland bank om te bedank, die ou Suid-Afrika, die nuwe Suid-Afrika, die president van Amerika, of dalk selfs die duiwel. Maar die eerste ding wat ons in elke situasie waar ons geloof beproef word, moet besef is dit, die Here het onsself hierheen gebring. In vers 1 het ons gelees, hulle het opgetrek en laer opgestaan in Rafadim, en dit was volgens die bevel van die Here, Rafadim waar daar geen water was nie. 'n Krisis. En nou is daar nie water nie, en nou kerm die kinders van die dors, en die moeders moet hulle huilende babas troos, en die man se tonge kleef teen hulle verhemelte vas, en dit is net die geluid van blerrende en bulkende vee, en dit weer klink oor die sand. En weer eens murmureer die volk, nie net 'n onderlangse gebrom nie, maar 'n openlike opstand. Net soos ons in die 2 vorige hoofstukke gelees het, daar by die bitter water van Mara, toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? God kon hulle aanvanklik soet water gegee het, soet water om te drink, maar deur die bitter water het hy die bitterheid, daai bitterheid wat in hulle harte skuil, het hy dit aan die lig gebring. En so ook in hoofstuk 16, toe die volk honger geword het, die kinders van Israel en Moses en Aaron gesê, het ons maar in Egipte land gesterwe toe ons daarom by die vleispotte gesit het en volle brood gehad het. Maar julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van die honger te laat sterwe. Moses en Aaron word aangekla, hulle was verantwoordelik hiervoor. Maar eintlik weet ons, dit was nie die Here se gesandte nie, maar die Here self wat in die beskuldigde bank was. Wat moet ons drink, Moses? Wat moet ons eet, Aaron? Sê julle vir ons, wat moet ons drink? Wat moet ons eet? Waarvan moet ons oorleef? Hoe gaan ek die huis of die plaasverband betaal as ek so min geld kry? As ek nie eers genoeg geld het om hierdie duur brandstof in te gooi nie, as die diere vrek van die bek en klouseer of wat ook al. Hoe kan enige mens in 'n gesinssituasie saamleef waar die kraan net aanhou drup? Hoe moet ek werk as ek gedurig in pyn is? Sê jy vir ons, Moses, sê jy vir ons dominee, sê jy vir ons ouderling, het die Here ons dan nie al genoeg beproef nie? Die water is of bitter, of daar is geen water nie. Ja, ons weet in Israel se geval was dit 'n werklike krisis. Dit was drink of sterf.
Maar op hierdie punt, soos elke ander krisispunt, moes die Israeliete na God uitgeroep het en hom om hulp gevra het. Psalm 78 som dit baie goed op. Hoe dikwels in die woestyn was hulle teen hom wederstrewig. Hoe dikwels het hulle hom gegrief in die wildernis. Het hulle God opnuut versoek en die heilige van Israel gekrenk. En hulle het nie aan sy hand gedink aan daardie dag toe hy hulle van hulle teestander verlos het nie. Dis Psalm 78. Hulle het immers alle rede gehad om te glo dat God hulle sou red. Hulle het immers geweet dat God gebed verhoor. Want dit was die reaksie op hulle geroep, dat hy hulle uit Egipte uitgered het. Het ons nie ook so rede, ons wat elke nagmaal by mekaar kom, om juis ons redding uit Egipte land te gedenk? Om my was bande en strikke van die dood, maar die Here hoor na my stem. Ons weet dit mos. Die Israeliete het geweet dat hy mag oor die skepping het. Hulle het immers daardie pla van homself aanskou. Hulle in besonder het hulle geweet dat hy beheer oor die water het. Hulle het gesien hoe hy God die Here die water van die Nyl in bloed verander. Hulle het sy wonders daar by die Rooi See gesien. Sy heerskappy oor die wind en die golwe. Die Israeliete het God se magtige reddingsdade in die geskiedenis met hulle eie oë aanskou. Die verbondsvolk van ouds geliefdes en die verbondsvolk van vandag het presies dieselfde probleem, want ons ly aan geheueverlies, 'n geestelike geheueverlies. En daarom word daar gemurmureer, word daar getwis. Waarom is ons hier? Hier waar ons van die dors vrek. Wat is die doel van dit alles? Is die doel om ons dood te maak? Is dit wat die Here wou gehad het? In Suid-Afrikaanse terme kan ons hierdie aandrang dat daar water moet wees om te drink, kan ons dit beskryf as 'n klassieke service delivery protest. En Moses was reg. Dit het eintlik nie oor hom gegaan nie. Dit was eintlik 'n regsgeding wat hulle met die Here gehad het. En arme Moses moes dit ontgeld. Dit was 'n regsgeding, daar was 'n klag, daar was sprake van steniging. Aanvanklik het dit gelyk of dit sommer in 'n soort van 'n boendehof sal ontaard. Dit skeel my maar min of hulle stenig my, sê Moses. Stenig hom, sê hulle. Selfs voordat die hof behoorlik in 'n sitting was. En later word die oudstes van Israel tog wel by die hofverrigtinge betrek, en so word Moses se staf nader gebring, die staf waarmee die Here sy oordeel in die voorafgaande hoofstukke oor die Egiptenare voltrek het. Wat om te doen met so 'n volk? Wat om te doen met so 'n gemeente? Wat om te doen met daardie jongman wat daar by die ongelukstoneel buite Kroonstad in die veld sit en sy verwyte na die hemel toe opslinger? 'n jongman wat eerder moes gesê het, dit is die goedertierenhede van die Here dat ek nie omgekom het nie. Soos ons in Jeremia se klaagliedere lees. Wat om te doen met so 'n volk? En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf, waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand. En kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, en dan moet jy die rots slaan. En daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Moses se staf, die staf wat die Here reeds in Eksodus 4 aan Moses gegee het, toe hy daar bewend voor die brandende bos gestaan het. Dis die staf van die Here se gesag en van sy mag.
die staf van God se oordeel as regter. Neem in jou hand die staf waarmee jy die Nyl geslaan het en die water in bloed verander het. Vir Moses om die Nyl te slaan was 'n daad van God se oordeel oor Egipte. En daarom, geliefdes, was dit toe Moses die rots slaan ook 'n daad van goddelike oordeel. Of dit die Egiptenare is en of dit die volk van die verbond is, die staf van oordeel sal gevel word. As die Here vir Adam gesê het, as jy van daardie vrug eet, sal jy sekerlik sterwe, dan is daardie sekerlik. Daarom moet ons goed vashou, geliefdes. Maar in plaas daarvan dat daardie hou op Israel afkom, in plaas daarvan dat die Here sy volk vir hulle sondes onder die oordeel bring, in plaas daarvan dat hy hulle vir hulle ondankbare geloof afskryf, het God homself aan die oordeel onderwerp. Want wat het ons gelees in 1 Korintiërs 10? Die rots was Christus. En so het God sy oordeel nie op die volk nie, maar op Christus afgebring. In plaas daarvan om sy volk vir hulle opstandigheid te verlaat, het hy homself aan die oordeel onderwerp, sodat hulle kon leef. Eeue later sou die profeet Jesaja skryf, hy is terwille van ons oortredinge is hy deurboor. En terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan gaan die profeet verder, en dan voeg hy by, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Die goeie herder het sy skape uit Egipte gelei, die goeie herder het sy skape op die regte pad gelei, al was die water soms bitter of bitter min, al was daar soms nie brood en vleis nie, dit was nogtans die regte pad, maar ons het begin dwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Christus laat neerkom. Daar is meer in ons skrifgedeelte, geliefdes. In Christus is God vir ons wat hy vir Israel was. Hy is ons voorsiener, hy is ons beskermer, hy is ons altyd teenwoordige Here. Dis wat Paulus bedoel het toe hy gesê het, daardie rots was Christus, net soos God by Israel by Horeb was, so is die gemeente by God in Christus. En daarom, geliefdes, dat ons nie in opstand kom teen God nie. Dat ons nie die Here ooit in die beskuldigde bank probeer plaas nie. Daar soos ek destyds langs die pad probeer doen het nie. Dat ons die volle implikasie, die volle betekenis van ons belydenis, daai belydenis wat ons elke Sondag en hierdie Sondag ook weer herhaal het, dat ons daarin vashou, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En wat beteken dit, vra die katekismus? Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, dat hy wat die hemel en die aarde en alles wat daarin is geskape het, dat hy dit ook uit niks geskape het, en dat hy wat dit deur sy goeie raad en voorsienigheid onderhou, dag vir dag onderhou en regeer, en dat hy terwille van Jesus Christus, dat hy my God en my Vader is. En op hom vertrou ek so, dat ek nie daarin sal twyfel dat hy my sal versorg nie. En met alles wat ek nodig het, vir liggaam en siel, sal versorg. En nou moet ons mooi hoor wat ons katekismus verder sê.
Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, dit sal hy tot my beswil verander. Omdat hy dit as almagtige God kan doen en omdat hy dit as 'n getroue Vader wil doen. En die water, daai water wat daardie dag by die plek van twis gevloei het, daardie water wat uit Christus vloei, dit vloei vandag nog. Sy belofte wat hy daar op die tempeltrappe, daar wat ons in Johannes 8 lees, daardie belofte staan vandag nog, dat as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. En dit is met hierdie hele Bybelse geskiedenis 'n gedagte dat die apostel Paulus in Romeine 8 skryf dat God self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. En hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Jy sien, geliefdes, ons lewens is 'n skool. En in daardie skool is droefheid die eerste leermeester. Ons sien dat daar grafte in die mooiste tuine staan. Maar dis net in die hemelse tuin waar dit eendag voltyds net volle blom sal wees. Want daar op die nuwe hemel en die nuwe aarde is die wildernis onbekend. En honger en dors word nie ervaar nie. Die lam voed hulle, so lees ons in die boek Openbaring. En daar drink ons uit die rivier van die water van die lewe. Saam met Christus kom die water van die lewe. Amen. Kom, laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, dat U Uself aan ons openbare deur U Seun Jesus Christus, en dat ons U mag aanspreek as Abba Vader. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat U betrokke is in elke aspek van ons lewens. Dat U oë wat die hele aarde deurgaan en elke hart ondersoek en ook elke hart wat onverdeeld op U gerig is, getrou sal bewaar en versorg, en dat U vriendelike aangesig sal skyn oor die volk. Ons dank U daarvoor. En ons dank U daarvoor dat as ons terugkyk op ons lewens, dan kan ons net getuig van al daardie genade, van al daardie putte waar ons was, waar daar die water was, van al daardie plekke van Mara en Meriba waar ons getwis het. Ons kom na U toe en ons bely ons ongeloof. Ons bely dat ons deur ons eie begeertes oorweldig is en dat ons nie altyd ons Here Jesus Christus raak sien nie. En dan bid ons Hemelse Vader dat die Heilige Gees, die water wat van die Here Jesus Christus uitvloei, dat dit sal wees oral met die kinders, daar waar hulle beproef word, daar waar hulle swaar kry, daar waar hulle hande uitstrek na U toe, hulle bid om hierdie water. In die genade van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons sluit af met Psalm 136, ons sing 3 verse daarvan. Die eerste, die 19de en die 20ste verse. Verse 1, 19 en 20. En die refrein, want sy goedertierenheid sal bestaan in ewigheid. Psalm 136 verse 1, 19 en 20. Van sy goede
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.